is nog onseker van my klanke, wat juffrou of mamma kan doen. Vir sommige kinders neem dit 'n bietjie langer om gewoon te raak aan sekere klanke en daarom moet jy 'n bietjie stop en teruggaan na die begin. Hier is 'n paar idees wat jy kan doen as jy agterkom 'n kind sukkel om 'n sekere klank te verstaan en vas te lê. Kyk na jou gunsteling storie, liedjie of versie van die alfabetklanke. Ek sit al die skakels hieronder. Hier volg 'n voorbeeld. Dit is slegs 'n klein deeltjie uit die A-klank stories. Luister lekker. Kan jy die A-klank in die lug skryf met jou wysvinger? Begin by die kolletjie, gaan bo oor die appel se sappige lyfie. Op met die stingeltjie en af met die stingeltjie. Oefen dan daardie spesifieke klank sensories, met ander woorde, met jou sintuie. Ek gaan ook skakels hieronder plaas wat jy kan gebruik om dit vir jou makliker te maak. Nou vir die gebruik van jou klankkaarte op verskillende maniere. Ek gaan vir jou verduidelik in watter volgorde dit die beste sal wees om die klanke in te skerp vir die kinders. Met prente, sonder prente, swart en wit met woorde, swart en wit, hoofletterklankkaarte en dan woordkaarte. Druk die klankkaarte, lamineer en knip, pons gaatjies in die hoeke en plaas 'n ringetjie deur dat die kinders daardeur kan blaai en die klanke so kan leer. Sodoende kan jy ook makliker fokus op die klanke waarmee 'n spesifieke kind sukkel. Al die alfabetstories is beskikbaar op my YouTube kanaal en al die apparaat wat jy nodig gaan hê is ook beskikbaar in my Teacher winkel. Gaan loer gerus, al die skakels is hieronder met verduidelikings hoe om dit te gebruik. Ek hoop die kinders vorder sommer fliks met hulle klanke.